Dis goeiemôre, good morning. As jy lief is vir klaviermusiek, is daar 'n besonderse gebeurtenis op pad. Die Stellenbosch International Piano Symposium vier vanjaar sy 10de bestaanjaar en bring van die wêreld se beste pianiste na Suid-Afrika. By ons vandag is Pieter Grobler, organiseerder van die simposium en mede-professor in klavier aan Stellenbosch Universiteit. Baie welkom, Pieter. Baie dankie, Roos. Vir mense wat dalk nog nie die simposium ken nie, wat is die Stellenbosch International Piano Symposium en wat maak dit so uniek? Dis 'n projek wat ons klavierafdeling eintlik nou al sedert 2006 dryf, maar dit word elke 2 jaar aangebied. So dis nou die 10de keer wat ons dit aanbied. En Prof Nina Schumann het die behoefte gesien dat verskillende pianiste dwars oor die land mekaar 'n bietjie beter moet leer ken. En so ons het aanvanklik almal so bymekaar genooi en dan elke keer natuurlik 'n bietjie van 'n trekpleister met internasionale pianiste gekry wat ons ook na Suid-Afrika toe gelok het, want almal wil natuurlik na die Wes-Kaap toe ook kom. Dis een van die groot voordele wat ons het. So ons het al verskriklike opwindende pianiste ook kon ontvang tydens die simposium en dan kry jong pianiste die geleentheid om meestersklasse en lesse te kry vir 'n volle week reg hier in Afrika. Ons het eintlik onlangs met Prof Schumann gepraat oor die simposium en sy is net so opgewonde en so passievol daaroor, want klaviermusiek is regtig iets wat baie mense verskriklik lief voor is. Vanjaar is dit die 10de aanbieding van die simposium. So hoe spesiaal is hierdie mylpaal vir julle? Dit is regtig 'n gebeurtenis wat naby aan ons harte lê. So dit is elke keer vir ons spesiaal as ons dit aanbied, maar hierdie keer wou ons regtig iets spesiaals gedoen het. So ons het besluit om bietjie uit te brei om ook jazzpianiste te nooi. En dan ook uit te brei na jonger pianiste om die kans te kry om bietjie op die universiteitsgronde te kom les kry. En dit is vir ons regtig 'n wonderlike geleentheid. Dit is nogal baie om so 'n projek vir so lank aan die gang te hou. So dis lekker om terug te kyk. As ons nou ons eie foto's kyk, dan skrik ons om te sien hoe jonk ons net so 'n paar jaar gelede. Pieter, jy het vroeër genoem dat die program ook internasionale kunstenaars insluit. Hoe belangrik is dit om die vlak van talent na Suid-Afrika toe te bring? Dis verskriklik belangrik sodat die pianiste hier in Suid-Afrika ook daai blootstelling kry en partykeer sommer net kan sien wat is moontlik op hulle instrument en dis verskriklik inspirerend vir almal wat dit bywoon. Daar is 'n lekker verskeidenheid konserte van solo-uitvoerings tot optredes met 'n orkes. Is daar vir jou 'n spesifieke hoogtepunt waarna jy uitsien of is dit soos om vir 'n mamma te vra wie haar gunsteling kind is? Dis so bietjie soos om dit te vra, maar kyk, elkeen van die konserte is wonderlik. Soos Leo G. Visser begin met 'n verskriklike lekker konsert wat vreeslik ontspannende musiek gaan speel. So luisteraars wat regtig hou daarvan om net terug te sit en te ontspan en na rustige musiek te luister. Hy het 'n verskriklike interessante program gekies. En dan die volgende aand is nou weer 'n bietjie meer akademies. So dan speel Emanuel Ivanov 'n stuk wat mens baie min hoor. Dit is een van die groot stukke van die hele klavierliteratuur van Shostakovich en dit vat die hele aand om te speel. En dis regtig min wat mense na die geleentheid kry om so iets te speel, te hoor. So ons sien verskriklik uit daarna. So dis nou vir die klavierjunkies wat nou regtig so iets wil meemaak, is nogal 'n ervaring. En dan is dit Ludmil Angelov se debuutuitvoering by ons en dis net Chopin, wat natuurlik baie gewild is. So hoe moet jy nou kies nou nog om Chopin ook nie as 'n gunsteling te hê nie? Dit klink ongelooflik. Kyk, en dis 'n regtige treat om nou elke aand net na so 'n konsert toe te kan gaan. En dan Saterdag aand is dit die jong pianiste wat nou saam met die orkes gaan speel. Hulle speel Maandag en Dinsdag al reeds in die Eiden rondes. So dis nogal 'n groot besigheid. En dan die Kaapse Filharmoniese Orkees is al vir jare saam met ons 'n partner in hierdie ding.
So ons is so dankbaar daarvoor en hulle gaan dan nou op die verhoog in die Endlers sal die hele orkes wees saam met hierdie jong pianiste wat dan nou hulle stukke speel. En maar die mees gewilde ding vir die publiek is natuurlik ons klavier extravaganza wat Sondag aand is. Kyk, teen daai tyd is ons almal al doodmoeg, maar dit is 'n baie lekker dit is 10 klaviere uiteindelik op die verhoog. En veral die rehearsals is baie lekker. Die kollegas skater van die lag die hele dag terwyl ons alsa mekaar sit. En die aand is regtig 'n lekker konsert. Ja, en dit bring die hele gedoente tot 'n einde. Ek kan nie glo dat in nie Johannesburg of Gauteng toe gaan kom nie. Ek hoor net van die Kaapstad Filharmoniese Orkees wat saam met julle speel. Dit klink fantasties. Net om mee af te sluit, waar kan ons kykers kaartjies kry? Waar en wanneer? En ons wil net bietjie meer inligting hê oor die fees self. Kyk, ja, natuurlik by die deur kan hulle altyd hulle kaartjies kry. Ons het ons toonbanke daarso en dan is ons kaartjies beskikbaar op ook ek het nou die kaartjie platform vergeet, is dit ticket Ja. Ons sal dit alles op ons sosiale media deel en seker maak dat ons kykers weet presies waar hulle by die Stellenbosch International Piano Symposium kan kaartjies kry. Ons is so bly dat jy vanoggend by ons aangesluit het. Baie dankie Pieter. Daar's nog musiek hierna, so maak seker jy bly ingeskakel vir Elandrym.